Liewe vriende, dit is weer eens 'n wonderlike voorreg om elkeen te kan groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is altyd lekker om saam met u te kan kuier, so oor die TV en deur die werk van Kruiskyk. Dit bly altyd 'n voorreg en ons is dankbaar vir die Here daarvoor en dankie dat u ingeskakel is en my gebed is dat hierdie tydjie wat ons sal saam kuier, dat dit vir u tot seën en tot bemoediging sal wees. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom in hierdie dag en ons sê vir u baie dankie, Here, vir wie u is. Ons sê vir u baie dankie vir wat u doen, vir wat u beteken. Ons sê vir u baie dankie dat u, Here, vir ons 'n toevlug is, dat u vir ons 'n bron van sterkte is. Baie dankie dat u die Here is, wie vir ons dra. Here, wie vir ons sorg, ons eer u daarvoor. En Here, net deur die feit dat ons hier op so 'n wyse kan saamkom rondom die woord van die Here, dis absolute genade uit u hand uit, en daarom bid ek dan ook vir elkeen wat ingeskakel is, elkeen wat na hierdie boodskap sal luister, Here, ek bid dat u harte sal aanraak, ek bid dat u lewens sal aanraak, ek bid dat daar lewensverandering by ons sal kom, want Here, u begeerte vir ons is ons heiligmaking, u begeerte vir ons is dat ons meer soos Jesus sal lewe, meer soos Jesus sal optree, en ons weet daar is soveel uitdagings op hierdie pad, daar is soveel teleurstellings op hierdie pad, maar Here, u bly getrou, en ons loof u daarvoor, en daarom dank ek u, dat ek nou elkeen aan u kan opdra, Here, met watter uitdaging hulle ook al vandag mee te doen kry, Here, of dit siekte is, of dit finansies is, Here, of dit werksomstandighede is, of dit huisgesin omstandighede is, Vader, ons bid in die naam van die Here, dat u genadig sal wees, dat u barmhartig sal wees asseblief, ons bid dat u, Here, u sal ontferm oor so iemand in hierdie oomblikke in die naam van Jesus, en nou bid ons, Here, ons bring u woord voor u, dankie dat ons weet u woord is geseënd, nou bid ons, Here, seën dit aan ons harte, en soos wat het oorgedra sal word, Here, dat het verstaanbaar sal wees, en dat mense ontvanklik sal wees, om te hoor wat die Gees van die Here vandag vir iemand wil sê, kom dan nou, Here, reinig ons harte, ons gedagtes, ons hele wese, reinig ons met u kosbare bloed, in Jesus naam bid ons dit, en met baie danksegginge, amen, amen. En liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Johannes hoofstuk 17, en ek lees vanaf vers 9 tot en met vers 15, en dan ook met vers 24, Johannes 17 vanaf vers 9 dan. Jesus, dit is natuurlijk wat ons noem die hoë priesterlike gebed, Jesus wat hier bid voor sy gevangenisneming en voor sy kruisiging. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort, en alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam, die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. En dan net vers 24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Net tot sover dan die geleesde deel. Nou liewe vriende, dit is eintlik vir ons so 'n pragtige gebed, wat Jesus hier gebid het, daar is so baie dinge
wat hy hierin opgeneem het, en ek wil sommer net so bietjie ook met u daaroor praat vandag, 'n paar van hierdie punte wil ek hier uithaal. En eerstens is dit vir my hierdie gedagte dat Jesus hier bid, en soos ons kan sien, dit is voor sy gevangenisneming, voor die kruisiging, voor die begrafnis, voor sy opstanding, en Jesus sê hier vir die Vader, hy sê, ek kom na u toe. En dit is eintlik so kosbaar om te weet, ons weet nou almal vandag, as kinders van die Here weet ons, dat Jesus is by die Vader. Jesus sit aan die regterhand van die Vader, waar hy vir ons ook intreek. Maar dit is so pragtig dat hy hier voor die tyd kan sê, ek kom na u toe. En daarmee is dit eintlik net om te bevestig dat sy woord is waar. En niemand kan iets daaraan verander nie. Niemand kan iets verander aan enige profesie wat Jesus of die profete gemaak het nie. En daarom kon God lank voor die tyd al die dinge oor profeteer en uitlê vir mense, wetende dit sal so wees, want God is geen leenaar nie. En dit is die kosbaarheid hiervan, dat Jesus vir die Vader kan sê, Vader, ek kom na u toe. Maar dan die tweede gedagtetjie wat vir my hier pragtig is dat hy dan hier in vers 24 wat ons gelees het, waar hy sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u aan my gegee het, ook sal wees. En liewe vriende, u weet mos, ons praat baie oor die hele gedagte, die teksvers in Jeremia 29 vers 11, dat die Here sê, hy weet watter planne hy oor ons koester. En kan u hier sien, die planne wat God koester vir sy kinders, dit is om saam met hom te wees, om sy heerlikheid te kan aanskou, om saam met hom by die engele te kan wees, in sy hemel te kan wees. Dis die planne wat Jesus vir ons het, en het is so kosbaar om te weet, dat dit is in God se hart, vir my en vir u, en dit moet vir my, en vir u as kinders van die Here, moet dit 'n aansporing wees, om die Here getrou te dien, maar ook met ywer te dien, en met oorgawe te dien, want kyk net die heerlike planne, wat die Here vir ons het, en ons, al wat ons moet doen is, ons moet saam met die Here die pad loop, wat vir ons uitgesit is, en ons moet getrou bly aan hom, en vashou aan hom, en nie soog voor die bose nie. Vader, ek wil, dat hulle wat u my gegee het, ook sal wees, daar waar ek is. En dan is dit is die plan wat Jesus hier het, dit is sy droom wat hy het. Eerstens, Vader, ek kom na u toe, dit is vas, maar Vader, ek wil ook dat almal wat my volg, saam met u sal wees, en saam met my sal wees. Maar nou bid hy oor, wat wil hy graag hê, moet gebeur in die tussentyd, voordat hy weer sal kom. En daarom is dit eintlik so pragtig, want die eerste ding wat hy hiervoor bid, is hy sê, hy begin aanvanklik en sê, Vader, ek bid vir hulle, maar ek bid nie vir die wêreld nie. Maar nou bid hy en hy sê, Vader, ek bid ook vir hulle, wat deur my kinders na u toe sal kom. Wat deur my kinders se getuienis, wat deur my kinders se prediking, wat deur my kinders se lewe na u toe getrek sal word en gered sal word. En is dit nie kosbaar nie, liewe vriende, want ons weet, een van die groot take wat Jesus mee besig is om vir ons te bid. Dit is om vir ons in te tree. Weet jy, dit is vir my so groot. Want ek dink aan my eie lewe, en ek kan dalk nou vandag sê, ek dien die Here al 10 jaar, en dan kan ek die fout maak om te sê, so sien julle hoe sterk my geloof is, sien julle hoe wonderlik ek die Here gedien het, nee, dis ver van dit. Al wat ek kan sê, as dit nie vir God se genade was, daarin dat Jesus vir my gebid het nie, dan het ek al lankal aan sonde dalk toegegee, dan het ek al lankal dalk die handdoek ingegooi, toe dinge moeilik geraak het, en ek gewonder het, waar gaan my hulp vandaan kom? Maar dit was daar die tye, my liewe vriende, wat Jesus vir my gebid het, vir my ingetree het. Dit is wat Jesus vir Petrus gesê het, ek het vir jou gebid. Die Satan het begeer om jou te sif, soos 'n mens koring sif, en die Satan het gehoop, jy gaan deurval, jy gaan verlore wees, maar Petrus, ek het vir jou gebid. En so, my liewe vriende, is dit die wonderlikheid vandag, om te weet, dat die Here bid vir ons,
Die Here tree vir ons in. Dis nie ons eie geloof en ons eie krag en sterkte wat ons voorspoedig maak en suksesvol maak en maak dat ons die geloof bly behou nie. Ja, dis deel daarvan, maar groter as dit is, die Seun van God, wat sy lewe vir ons afgelê het, hy is ook die een wat vir ons bid en wat vir ons intree. En as daar nou iemand luister, wat nie die Here ken nie, dan kom Jesus, hy bid al reeds hier, Vader, ek bid vir hulle, wat deur ons kinders ook tot geloof sal kom. Jy wat nog nie die Here ken nie, terwyl jy nou luister hier na my, of jy kyk na enige ander program later, op kruis kyk, of jy luister na 'n preek, terwyl jy luister, is Jesus besig om vir jou te bid, en vir jou in te tree, en hy bid dat jy tot geloof sal kom, hy bid dat jy onder oortuiging sal kom, en wanneer die Heilige Gees met jou werk, dan bid hy dat jy sal sê, ja Here, ek gee oor, ek gee my lewe oor, ek gee my sonde oor, ek gee my verlore toestand oor, Here, ek wil dit hê, wat u van begeer, om vir my te gee. Vriende, is dit nie kosbaar nie, om te weet, dat Jesus sit aan die regterhand van die Vader, hy sit nie en doen niks nie, hy sit nie en wag vir die bassein om te blaas, sodat hy weer kan terugkom nie, hy sit en hy werk, hy bid vir ons, hy tree vir ons in, en ons weet, hy berei vir ons 'n plek voor. So dit is baie kosbaar. My vriend, jy, wat nog nie die Here ken nie, ek kan nie sê ek wil by jou kom pleit nie, want ek kan jou nie oortuig nie, maar tog, ek wil pleit by jou. Moenie aanhoudend uitstel nie, moenie aanhoudend die genade van God verwerp nie, gee hom 'n kans in jou lewe, sien hoe kosbaar jy vir hom is, dat hy vir jou gesterf het, soos wat hy vir my gesterf het, en dat hy vir jou bid, soos wat hy vir my bid, en hy wil graag sien, dat jy gered moet word, want hy kan sien wat die duiwel aan jou doen, hy kan sien hoe die duiwel besig is, om jou te verrinneweer, en eintlik vir jou uit mekaar uit te skeer, maar hy bid vir jou, dat jy nie sal oorgee, heeltemal aan die duiwel sal oorgee nie, hy bid vir jou, dat jy nie by 'n plek van soveel moedeloosheid kom, dat jy selfs jou eie lewe wil neem nie, hy tree vir jou in. Maar dan gaan Jesus verder hier, hy bid, hy sê, Vader, ek bid dat hulle een moet wees, en hier is 'n gebed vir die gelowiges, elke kind van die Here wat nou vir my hoor, ek wil by jou pleit, hou op as daar iemand van u is, wat besig is om verdeeldheid te saai, hou op in die naam van die Here. Jesus se begeerte is dat daar eenheid onder sy kinders moet wees. Ons sal nooit almal aan dieselfde kerk behoort nie. Ons sal nooit almal saamstem oor hoe daar gelofprys en aanbid moet word nie. Ons sal nooit almal saamstem oor hoe sekere dinge in die kerk gedoen moet word nie. Maar as ons saamstem daaroor dat Jesus Christus die enigste ware verlosser is, dan behoort ons 'n eenheid te hê. Ons mag verskil oor baie dinge, maar solank dit jou saligheid nie raak nie, is dit noodsaaklik dat ons as kinders van die Here moet ophou agteraf wees, moet ophou om mekaar in die rug te steek, moet ophou om mekaar gedurig deur te kritiseer, en my kerk is beter as daai kerk, en daai kerk is swakker as daai kerk, en ons is besig om mekaar as leiers, ons grawe gate vir mekaar, in steede daarvan, dat ons as kinders van die Here mekaar bemoedig, en vir mekaar bid, en vir mekaar intree. Die wêreld lag baie keer vir ons. Die wêreld kyk na ons, en hulle hoor hoe kritiseer ons mekaar die hele tyd, en hoe ons altyd dink ons is beter as die ander een, en ons doen dinge beter as die ander een. Mag die Here ons daarvan bewaar. Mag ons by 'n plek kom, waar ons mekaar as broers en susters in die Here aanvaar, en dat ons saam die pad van die Here loop, en dat ons saam vir mekaar kan bid, en mekaar kan bemoedig. Vader, ek bid dat hulle een sal wees. En dan bid Jesus verder, hy sê, Vader, ek bid dat hulle 'n volkome blydskap sal hê in hulle,
dat ons hierdie wêreld sal verander deur ons blymoedigheid, deur die wete, ons het 'n God wat vir ons bid, ons het 'n God wat vir ons omgee, ons het 'n God wat vir ons dra, wanneer ons baie keer nie eens weet hoe om self vorentoe te gaan nie. Ons het 'n God wat vir ons sorg. Ja, die waarheid is, daar gebeur slegte dinge met kinders van die Here. Die waarheid is, daar gebeur baie lelike dinge, negatiewe dinge, en baie keer wanneer jy dit die minste verwag, en ek weet, die ou Satan kom, en hy kom fluister vir jou in die oor, en hy vra vir jou, waar is jou God nou? Liewe vriende, niemand hoef ooit te vra, waar is ons God nie? Hy woon in ons deur sy Heilige Gees. Ons is syne. En wanneer ons deur 'n krisis gaan, dan is hy by ons. Hy is nie soos die duiwel wat 'n lafaard is nie. Die duiwel lei vir Adam en Eva om te sondig, en toe hulle sonde gedoen het, toe moes hulle vlug vir God, toe gaan steek hulle weg. Waar is die duiwel toe? Dis die wonderlikheid vir my, om te weet, maak nie saak, of die dood ons tref, of siekte ons tref, of finansiële krisis ons tref, of daar familieprobleme ons tref nie. Ek weet, my God is by my, hy is saam met my in hierdie situasie, en hy gaan my laat oorwin, hy gaan my hier deurdra. Die oplossing lyk baie keer soms ver, maar prys die Here, ons kan vandag terugkyk, u is dalk nou in u storm, en het voel donker, en het voel daar's geen einde daaraan nie, maar ek kan vandag vir u sê, ek het al deur baie storms in my lewe gekom, maar ek prys die Here, ek kyk vandag terug daaroor, en ek sien hoe dat God my deurgedraai het. En daar gaan dan dalk nog storms kom, ons weet nie van watter aard nie, ons weet nie hoe nie, maar die wonderlikheid bly, God is by ons, hy saam met sy kinders, en daarom wil hy hê, dat ons moet blymoedige mense wees. Ons moet nie die wêreldse probleme op ons gesigte dra nie, ons moet nie soms uitspreek, en wonder waar is God nou nie, ons moet glo, hy is in ons, hy is met ons, hy is by ons, en hy laat ons nooit alleen nie. Vriende, ons moet nie toelaat dat die wêreldse dinge vir ons negatief maak en ons beroof van ons vreugde in die Here nie. Ons moet leer om blymoedig in die Here te wees. Ja, u mag sê, wil jy ek moet skynheilig wees? Nee, ek vra nie jy moet skynheilig wees nie. Ek vra dat jy God vertrou met jou probleme en dat jy vir die wêreld voorhou wat God vir jou gedoen het. Want u sien, dit gaan nie oor wat ek net nou beleef nie. Het gaan oor wat die Here al oor jare in my lewe gedoen het en hoe dat hy getrou gebly het. Hoeveel keer was ek en u nie al ontrou nie? Hoeveel keer het ek en u nie al vir hom in die steek gelaat nie? Maar prys die Here, God bly getrou. En ons loof en ons prys hom daarvoor. En dan vriende, kom Jesus en hy bid. Hy sê, Vader, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem, dit is sy kinders. Maar hoor net hoe pragtig bid hy. Hy sê, maar Vader, ek bid dat u hulle sal bewaar van die bose. Jy weet, as 'n mens net daaraan dink, dan besef ons het 'n vyand. En ons vyand is nie my broer en suster nie. My vyand is nie die mense van die ander kerk nie. My vyand is nie familie nie. My vyand is die duiwel self, wat in verskillende vorme na ons toe kom, wat in verskillende vorme vir ons aanval. Ja, dis ongelukkig so, hy misbruik meeste van die tyd mense om sy vuil werk te doen en dikwels weet hulle nie eens dat hulle sy vuil werk vir hom doen nie. Hulle dink hulle is die hoofmanne, hulle dink hulle is die sterk manne, maar is die duiwel wat hulle misbruik en jy word dikwels te nagekom en ons kry dikwels seer in die proses. Maar liewe vriende, ons moet weet wie ons vyand is, wie is die bose magte waarteen ons moet veg en waarteen ons moet staande bly. En dit is belangrik dat ek en u dit moet weet. Weet jy, as ek dink hier aan die bose, dan dink ek ook aan hoe die bose mense uit die koninkryk uithou. Want jy sien, as Jesus hier vir sy Vader sê, ek kom na u toe, dan kondig hy daarmee aan, ek kom weer. As Jesus deur die hele siklus gegaan het, van om mens te word,
gebore te word, die lering te gee wat hy gedoen het, die wonderwerke, en dan word hy gevange geneem, hy ly, hy word gekruisig, hy sterwe, hy word begrawe, en hy staan op, dan is dit die hemelvaart wat daarna plaasvind, waar hy sê, ek kom na u toe, en as Jesus hierdie hele siklus voltooi het, dan sê hy daarmee vir ons, as hy dit die eerste keer gedoen het, dan kan hy dit die tweede keer ook doen, in die ander woord, hy kan weer kom en weer teruggaan, hy gaan nie weer kom sterwe nie, hy gaan nie weer ly nie, hy het klaar dit vir altyd gedoen, maar hy wil hê dat ek en u moet weet, hy het 'n plek vir ons gaan voorberei, en daardie plek maak hy gereed, sodat ons vir altyd by hom kan wees, maar nou sê Jesus self, hy sê in die laaste dae sal het gaan, soos in die tyd van Noag. Wat het in Noag se tyd gebeur? God praat met Noag, hy sê, Noag, ek wil hê, jy moet 'n ark bou 'n skip, want ek gaan die aarde verwoes, ek is kwaad vir die mens, vanweë die sonde wat so vermenigvuldig het, en daar begin Noag aan 'n ark te bou, en al die mense vra, Noag, wat vang jy aan? Hy sê dalk vir hulle wel, ek moet sê, die taak wat ek mee besig is, dit lyk formidabel, en dit lyk so onwaarskynlik, maar hy sê, God het vir my gesê, ek moet 'n ark bou. Hoekom Noag? Want God gaan die aarde verwoes. Maar ek bou 'n ark, sodat almal wat wil ingaan, welkom is om in te gaan, en die vloed vry te spring. En so bou Noag, na 10 jaar se bou, begin het daarom lyk, hy is besig met iets, daar is al 'n klein vormpie wat hy kry. Na 20 jaar se bou, lyk het al hoe meer pragtiger, en het begin al hoe meer vorm kry, na 50 jaar se bou, begin het daarom nou regtig na 'n skip te begin lyk. Maar die mense spot, en hulle sê, Noag, nog nooit was hier soveel water gewees, dat 'n skip hier hoef te seil nie. Hier was nog nooit water gewees nie, hier was nog nooit 'n skip gewees nie, jy het 'n fout gemaak. Maar Noag hou aan. Na 80 jaar is hierdie skip nou al so mooi gebou, dat jy moet vir Noag komplimenteer en sê, ou maat, jy het mooi gehou, jy het by die plan gehou, dit lyk pragtig, net jammer, jy gaan nie water wees nie, jy gaan nooit hierdie skip geseil kry nie. Na 100 jaar, toe sien hulle, die skip is klaar, pragtige skip, en dan tot hulle verbasing, sien hulle hoe dat die diere 2 in pare daar aangestap kom. Hulle beklei nie, hulle is nie aggressief nie, hulle is nie besig om die mense aan te val nie, hulle trek. Weet jy, dit het my so laat dink aan die jaar van die tsunami 2012, waar ons al die stories agterna gehoor het, dat onder andere was daar stories gewees, dat die diere het begin hoogtes toe trek, en al die mense het gewonder, wat gaan aan hierso? Hulle het geweet, iets is aan die gebeur. Hulle kon vir niemand sê, dan gaan 'n tsunami kom nie, maar hulle het geweet, in die natuur is daar iets verskrikliks wat gaan gebeur, en die veiligste plek is die hoogtes. En hier trek die diere aan, en hulle kom in hulle pare, en hulle stap daar in die ark in. En dan uiteindelik sê Noag, wel, wie van julle wil ingaan? Nou moet jy onthou, nou is daar al 'n skare van mense, want dis mos nou 'n groot saak, dis hoofnuus. 100 jaar het die man in 'n ark gebou, en daar, as Noag sê, wie wil ingaan, is daar niemand wat wil ingaan nie, behalwe sy eie familie, en hulle klim in die ark, en dan die eerste outomatiese deur, sien hulle plaasvind, toe Noag in is, sê die Bybel, het God die deur toegemaak. Natuurlijk het hulle van buite af nie vir God gesien nie, nie 'n hand gesien nie, maar het gesien die deur gaan toe, en dan begin het reën, nie 10 dae nie, nie 20 dae nie, 40 dae aan mekaar, dag en nag reën dit, en almal verdrink. Almal wat geweet het van die ark, almal wat vir 100 jaar gesien het, hoe word die ark gebou, almal wat gedink het, wat se mal ding is Noag besig om te doen, hulle sien hoe dat hulle verlossing by hulle verbygaan, en hulle sterwe in die vloed. Jesus kom weer. En nou bid Jesus, en hy sê, Vader, bewaar hulle van die bose, bewaar hulle daarvan dat hulle leuen sal glo, bewaar hulle daarvan dat hulle dink, dis net stories, want Vader, u weet, ek wag vir die bassein om te blaas, dan gaan ek haal die wat ons in is. My liewe vriend, is jy ingetel, is jy gereed vir Jesus se wederkoms? Kom ons bid saam. Hemelvader, baie, baie dankie,
vir die woord, dankie Jesus vir u. Dankie dat u so wonderbaarlik ingetree het. Dis so 'n pragtige gebed, maar ook 'n kragtige gebed wat u gebid het, en dis vir ons. Here, dankie. En dankie dat u hiermee eintlik vir ons die voorbeeld wou gee om te sê, dis wat ek gaan doen daar wanneer ek by my Vader is. Dis hoe ek vir julle gaan intree, nog steeds vir julle gaan bid. Here, gee dat iemand wat nou luister sal hoor hoe Jesus vir hom en vir haar bid. Dat hulle sal hoor wat Jesus se planne vir hom en vir haar is, om eendag saam met u te kan wees. Dat hulle nie sal dwaas wees, en hierdie uitnodiging om na Jesus toe te kom, van die hand sal wys nie. Here, red nou mense, bevry nou mense, gee dat u kinders nader aan u sal kom, meer toegewyd aan u sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen.